Goeiemôre van my kant af. Môre, môre. Ek is bly jy die reën trotseer en jy is in die kerk en dat jy vanoggend reg is om 'n woord te vang. Is jy reg vir 'n woord? Kan jou hand opsteek en sê ek's reg. Sê Here, ek vat dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek sukkel om 'n mooi Afrikaanse woord te kry vir comeback. Terugkeer, terugkoms, but jy moet nou maar net so 'n bietjie met jou Afrikaanse puristiese Afrikaans verstaan. Ek het die woord gekies, comeback. Kan almal amen sê op comeback? Ag nee, sê hard amen. Okay, daar's 'n paar ouens in die Bybel, ek klink nie vir myself reg nie, dit klink asof ek in 'n grot is. Daar's 'n paar ouens in die Bybel wat regtig 'n sterk comeback moes maak. En een van hulle was Moses, pleegmoord, hardloop weg in die woestyn en raak weg. Daai hulle, ek weet nie as jy moord gepleeg het of wie ook wil weghardloop nie. Ja, en hy is daar 40 jaar, en dan kry God hom beet, en God sê vir hom, it's time for a comeback. Ag nee, is dit net een yes. Here, dankie dat jy vanoggend by ons was, seën ons verder, en op hierdie middag, terwyl ons skaapbout gaan eet, amen. Ok, daar's lekker tee en koffie buitekant. Geniet dit. Hey, come on, is jy reg vanoggend? Ok, Moses maak sy comeback. Ok, as nog baie ouens wat jy seker aan kan dink wat 'n comeback maak, Dawid, ek staan net vir my op, Dawid is hierdie warrior vir God, hierdie groot koning, en hy maak 'n foutjie, wel, groot fout. Hy gaan in 'n oorlogslinie in 'n geveg in, en hy kry pak. En sy vrou en sy kinders en die manskap se vrou en sy kinders en die beeste en alles word gevat. En Dawid gaan na God en hy sê, wat nou gebeur? En God sê vir hom, ek het nooit vir jou gesê jy moet gaan fight nie. Jy het nie jouself in jou eie krag gaan fight. En hy bely, die manskappe was vir hom kwaad. Die manskappe sê, jy Moses, ons blameer jou. Was jy al ooit op so 'n plek? Mense vir jou kwaad raak. Ok, en dan nog enetjie wat ek wil uitlig is Samson, ek het so 'n paar weke terug oor hom gepreek, what a comeback. Gaan luister die boodskap, ek dink regtig dit sal goed wees vir jou gees. Ek dink almal van ons was al op 'n plek waar ons big time aangejaag het. Waar ons 'n foutjie gemaak het. Kan jy gou jou hand opsteek as jy 'n foutjie gemaak het? Kan ek net sien wie se hande is nie op nie? Ek gaan jou nou uithaal. Jy weet, vinnig gaan hy hand op. Ek moet nie nou lag nie. Ek ons het almal aangejaag, wat ons regtig droog gemaak het, goed wat ons oorspyt is, hartseer is, 'n verhouding wat ons dalk my skuld was, dat die verhouding skipbreek gelei het, of ons het net 'n finansiële besluit gemaak, wat jy dalk nie met jou man of met jou vrou daaroor gepraat het nie, en dit het julle in ellende gedompel, of julle het big time verloor, en jy het net aangejaag. Of geestelik, het jy soveel in sonde jouself gaan toewikkel, en al hoe verder weggedryf van God se hand, God se liefde, en die seer van wat jy jouself aangedoen het, dit wat jy jouself in toegelaat het, om weg te dryf van die Here af, het jou verder en verder net weggevat, en jy het geestelik verloor, jy het droog geword, jy het gesterf, en jy besef vandag wat het is om net verwyder te wees van die Here. Ek vat altyd met 2 vingers en sê ek, 'n verhouding tussen man en vrou, of dan tussen jou en God, is net 'n sentimeter nodig vir spanning. En as jy dit los, dan ontwikkel dit in meters, kilometers uit mekaar uit, en dan op 'n dag sê, ek kan nie dink hoe ek haar ooit lief gehad het nie, of dan, ek kan nie verstaan dat ek so ver weggeval het van God af nie, en ek wil jou vandag nooi, miskien is jy op daardie plek, wat jy vandag sê, ek is verlore, ek is skaam, ek is spyt, ek het goed gedoen in my lewe, wat ek regtig oor teleurgesteld is, en een van die grootste goed is, ons sit met 'n skuldgevoel in ons binneste. Kan ek gou eerlike hand sien, wie van julle het al gevoel, eers die duiwel kom herinner jou aan daai goed van die verlede, kan ek gou hande sien, kyk gou rond, mense steek hulle hande langs jou op, daar's 'n skuldgevoel wat van jou beetpak,
En die storie van die verlore seun is 'n great story, maar ek wil vanoggend spesifiek dit uitwys vir jou die vaderhart in dit en hoe Vader daarna kyk en hoe Vader met 'n ander manier, ander oog vir my en jou goed kom uitmaak. Dit maak nie saak hoe ver jy gefouteer het, wat jy aangejaag het, wat jy gedoen het, hoe jy seer gekry het, hoe vernederd jy gevoel het. God wil vanoggend vir jou sê, ek is die God wat herstel. Kan jy vir die Here hande klap gee oor dit? God herstel jou vanmôre. Hy wil jou herstel, hy wil jou genees, hy wil jou terugbring, hy wil jou na 'n plek toe vat wat jy weer sal sê, ek is herstel. Weet jy wat? God wag vir jou om 'n comeback te maak. Hy wag vir jou. Nou kom ons kyk na die storie in Lukas 15. Ek gaan dit nie vir jou lees nie. Ek dink baie van ons, hopelik almal van ons ken dit, wat daar gebeur het. Dis hierdie seun, ek neem aan, hy het in 'n redelike welaf huis groot geword met 'n pa en baie beeste en skape op die veld en op 'n dag kom hy na sy pa en hy sê, pa, ek wil my erfporsie hê. Eintlik sê hy vir sy pa, ek wens eintlik jy was dood, want as jy dood was dit nou makliker, dan kon ek net my deel gevat het en gegaan het. En hy vat sy erfporsie, sy pa gee dit vir hom. En hy gaan verkoos dit. Hy gaan vermors dit. Hy gaan jaag aan. En jy kan die storie gaan lees in Lukas 15. Hy het slegte, vieslike goed gedoen. En hy's regtig op 'n plek waar hierdie jong man besef, nou het ek big time aangejaag en ek het hom so droog gemaak. Hy het regtig homself op 'n mislike plek bevind en dan sit hy en dan kyk hy na die varke en dan sê hy vir homself, moet hierdie varke eet lekkerder as wat ek eet. Eers nou 'n lae plek, né? En dan is daar 'n baie mooi vers 17 wat sê, toe hy uiteindelik tot sy sinne kom. Ander vertaling sê tot inkeer kom. Nou die dag wanneer jy tot inkeer kom, kerk, is die dag, die tyd wat jy besef, ek kan nie so aangaan nie. Daar's 'n plek waar jy 'n lyn moet trek in die sand. En dis op daai plek wat ek en jy dan besef, ek het Abba Vader nodig. Ek kan nie, ek weier, ek stop, ek sê, ek gaan nie so aangaan nie. Ek gaan nie toelaat dat ek aanhou op hierdie varkplek bly. En myself dan vertel, dis beter as by my pa se huis. En hy sê, nooit ou by my pa se huis, leef selfs die slawe beter as wat ek leef. Jy moet jou lewe draai, jy moet verander. En dit is tyd vir jou om 'n comeback te maak. En dis hier waar die storie 'n indrukwekkende moment inneem. Ek is oortuig dat daar baie mooi lesse is, daar soveel al oor gepraat oor die verlore seun. Maar ons hemelse Vader bewys sy onwankelbare liefde in hierdie storie. Sy hand van genade, sy absolute vergifnis. En ons sien onsself deur ons Vader se oë. En die eerste ding wat vir my uitstaan, wat ek regtig glo ek van God af ontvang het, was hoe die pa 'n barmhartige ontvangs het vir sy seun, 'n caring heart, 'n hart wat sê, ek kan nie wag dat jy huis toe kom nie. Nou in dit wil ek vir jou sê, jou verlede is nie jou huis nie, is dit nie op die bord nie. Dit moet daar wees. Jou verlede is nie jou huis nie. Nou wat ek daarmee probeer sê is, jy kan nie toelaat dat jy 'n huis gaan bou, 'n hut gaan bou, 'n tent gaan bou, van waar jy die hele tyd teruggaan in jou verlede, terug gaan vashaak in dit wat in jou verlede gebeur het, en jy maak dit jou huis nie. God roep jou na 'n nuwe plek toe, wat jy sal iets verstaan, sal sien van wie God is. Nou Lukas 15 vers 20 sê, en hy het opgestaan, en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Die seun kom tot inkeer, hy besef nou, hy het nou aangejaag, droog gemaak, hy het sy kanse verbrysel, hy het 'n kans gehad, hy het regtig weggegooi, en dan gaan hy hier, die woord sê, hy
Hy repeteer hoe hy met sy pa gaan praat. Hoe hy hierdie plek van wat hy gesprek met sy pa moet hê, hoe hy dit moet ingaan om vir sy pa te sê, ek is jammer, ek het aangejaag. Nou kan ek gou sien, wieveel het die nagte wakker gerol, werk jy so deur 'n gesprek wat jy 50 keer, 500 keer, nader aan sê, ag Here, kan ek net slaap en net vergeet van Koos. Kan ek gou sien? Ja. Dis in jou gedagte, jy kan nie anders as om aan Koos te dink nie. En dan draai jy, dan is dit weer Koos in jou gedagtes. Sê, Here, ek bestraf vir Koos. Hy maak tot die uitspraak dat hy sê, ek sal 'n slaaf wees, want die varke eet beter as wat ek eet. En pa vergewe my, maar wat gebeur? Die woord sê, toe hy nog ver was, toe sien sy pa hom kom. Nou jy moet dit verstaan. Dis nie 'n toeval, dat toe hy nog ver was, toe sien sy pa hom kom. Ek sien so 'n lang plaaspad. Né? En die pa wat toevallig, eendag, net op die plaaspad gaan staan, en gaan kyk, en raai wat, daar kom sy seun aangehardloop. Maak dit vir jou sin? Ek dink daar was elke dag in hierdie pa se hart, 'n uitkyk, 'n verlange, 'n kyk, en 'n hoop. Wanneer kom my seun weer terug? Hallo? Hallo mense? Ek dink daar was elke dag in hierdie pa se hart 'n verlange om te sien dat daar iets gaan gebeur en dat sy seun weer gaan terugkeer huis toe. Die woord sê, hy hardloop na sy seun toe, hy verkort die afstand tussen hom en sy seun, en ek sien net hoe tel hy sy kleed op, en hoe begin hy te hardloop met sy kleed in sy arm, hierdie pa, en hy hardloop, hy storm sy seun tegemoet, en die woord sê, hy gryp hom, en hy soen hom, en hy druk hom. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Vader wag vir jou. Kan daar meer mense amen sê? En die Vader wag elke dag vir jou. Hy kyk uit vir jou, hy soek jou. Daar is geen veroordeling, sê gou geen. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie. Ek voeg altyd by, maar na die gees, want ek is 'n Pinkstermens. Amen. I'm driven by the Holy Spirit. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. For those who are not living according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. Sê gou no condemnation. En dis wat die vyand na jou toe bring. Die vyand kom verklaar oor jou. Die vyand kom spreek oor jou. Die vyand kom keer dat jy teruggaan, dat jy jou comeback maak na jou Vader toe. En elke keer as jy wil opstaan uit daai gemors situasie uit, dan sê die vyand vir jou, nee, dit gaan horrible wees met Koos. As jy met Koos moet praat, bly weg van jou pa af. God sê, I'm waiting for you. Kan jy hande klap vir die Here? God is waiting for you. Luister hier. God se genade is nie 'n leerstuk om in te glo nie. Met ander woorde, is nie 'n boekie wat jy moet lees en moet leer. Dan word 'n stempeltjie op dit gesit en dan kan jy nagmaal gebruik nie. God se genade is die persoon wat jy kom omhels. En daardie persoon hardloop na jou toe vanoggend. Jou comeback maak dat Papa, Vader jou wil omhels, jou wil soen, jou wil verwelkom. Hy veroordeel nie. Hy herinner jou nie aan wat jy gedoen het nie, hy beledig nie. Hy gee jou net 'n nuwe identiteit. Isn't that amazing? Die tweede ding is die aantrek van nuwe klere. Jou skaamte is nie jou identiteit nie. Het iemand al by jou huis aangekom en dan is jy nou in jou werksklere, jy lyk nou nie te bright nie, jy lyk nou nie te mooi nie. Ja, is ek gras nie. En nou is ek vuil en ek sweterig en nou stop daar iemand en nou moet ek nou myself presenteer. Dan voel jy nou nie so gemaklik om nou te sê, okay, hier is ek nou nie. Asseblief moet net tog nie met kaalvoete dorp toe gaan nie, asseblief. Maar dan net vir niemand sê jy is in Endeavour nie. Jy kan dit net doen as jy op vakansie is op die strand. Of in 'n ander dorp bly. So hierdie boet, hy ruik al van die stank van waar hy gebly het. Hy was tussen varke, hy's vuil. Ons sê in Afrikaans, ek is so vuil soos 'n
O, nie 'n hond nie, nie 'n perd nie, ek is so vuil soos 'n vark. Nee. Hy's onversorgd. Ek dink hy het so 'n bietjie in 'n mate van dehydrasie ingegaan. Hy het dalk 'n paar kilos verloor want hy het nie lekker kos gehad om te eet nie. En wat maak ons Vader? Hy gee vir hom 'n nuwe kleed. Die kleed verteenwoordig autoriteit. Die kleed wat God hom aantrek, maak dat hy 'n nuwe baadjie kry. Kom, wie wil gou voorkom staan dat vir jou baadjie kan aantrek? Kom, somebody. Quickly. Nee, nie jy nie, Sean. Kom, iemand wat jy gehoor het. Kom. Dankie, Richard. My baadjie gaan jou perfek pas. Klap vir man, dit lyk mooi. Hierdie baadjie verteenwoordige autoriteit. As hy hierdie nuwe kleed aangehad het, het mense na hom gekyk en mense het gesê, ons verstaan, jy was nie skoon gemaak deur die Vader, luister mooi wat het hier gebeur. Maar jy's beklee met 'n nuwe kleed. In die Engels, you covered. Niemand sien meer. Niemand sien meer jou ou kleed nie. Wanneer mense aan jou kyk, sien hulle net hoe jy bedek is. I have been clothed with who God is. Wanneer jy rondloop, loop jy rond met 'n mantel. En hierdie mantel sê vir mense rondom jou, daar's autoriteit op daai seun. Daar's iets wat met sy lewe gebeur het. Hy verteenwoordig sy pa. Hy kan loop met 'n mantel, want wanneer daai mantel om sy skoue gedrapeer is, dan kom God en God sê, you've been clothed, jy's toegemaak, jy's vrygemaak van 'n verlede, van waar jy gestink het, van waar jy lelik, vuil, sleg gelyk het. God kom en hy sê, ek kom kleef vir jou met 'n nuwe mantel. Is dit nie amazing nie? Dankie Richard. Gee dit my baadjie terug. Jesaja 61 sê, ek verheug my in die Here, ek is bly in my God, want hy het vir my klere van redding aangetrek, en vir my die mantel van regverdigheid omgehang. Ek is soos 'n bruidegom met sy suurkroon, soos 'n bruid verfraai met haar juwele. Jou identiteit is bedek, jy staan met jou nuwe identiteit in vergifnis, en jy is syne, kan jy amen sê. Dan kom daar 'n ring van herstel. Jou posisie is nie verbeur nie. Lukas 15:22 sê, en sit 'n ring aan sy vinger. Dit was 'n simbool van vertroue, van seunskap en van 'n herstelde posisie. Kom, iemand gou, ek wil my ring aan jou vinger sit. Kom, enige man asseblief, of 'n vrou, dame. Kom, gou, iemand. Going, dankie, kom. Kom staan hier voor, ek gaan nou aan jou linkervinger sit. Ons profeteer oor jou. Is baie groot, kom ons gebruik 2 vingers. Okay, clothed. Klaffie, kom staan gou hier by my asseblief. Ek wil hê met, ek het nou nie gedink 'n dame gaan hier by my kom staan nie, maar kom, ek wil hê jy moet haar toemaak met jou liefde, so van agteraf, haar net so vashou. Kom, vir nie, staan hier so. Ek sal af hier. Hou haar so vas, daar sê. Wanneer jy 'n ring aan jou vinger kry, dan kom God en hy sê, jy het 'n herstelde posisie, Teresa. Jy het 'n herstelde posisie vanoggend voor God. Galasiërs 4:7 sê, jy's dis nie meer 'n slaaf nie, maar kind. Luister wat sê hy verder. En as sy kind het God jou sy erfgenaam gemaak. Kan jy amen sê? Jy is erfgenaam van ons hemelse Vader. Come on church! Give God a hand on that.
Hierdie seun kyk na homself en hy sê, ek sal teruggaan na my pa se huis toe en ek sal weer 'n slaaf gaan word. Ek sal weer 'n diensknegt gaan wees. Wanneer God na jou kyk en sê, nee, ek kom sit 'n nuwe ring aan jou vinger en wanneer ek 'n ring aan jou vinger sit, sê ek, daar's 'n seunskap, daar's dogterskap, daar is 'n erfgenaamskap. Ek is God oor jou lewe. Ek verander alles in 'n oomblik. Jy stap in God sê, kom ek gee jou 'n ring. Kan jy amen sê vir die Here? Dis awesome. Dis awesome. Nee, ek het nie gesê ek al gesit nie, maar so kyk. Die ring en daar, dankie Theresa, die ring en daar die kultuur het gekommunikeer. My seun het nuwe autoriteit. Wanneer hy ooreenkomste moet maak, besluite moet maak, dan draai die ring van die pa. Wanneer die ring van die pa, die seelring gedra het, was dit 'n nuwe verbond. Feesviering is die laaste punt. As 'n feesviering, jou terugkeer is die hemelse vreugde. Lukas 15 sê, en slag die vetgemaakte kalf. Ons moet feesvier. Want hierdie seun van my was dood en hy het nou teruggekeer in lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind en toe het hulle begin seevier. Die Vader se hart fokus nie op die vermorsing nie. Dit fokus op die opstanding. Ons God, ons Papa, Vader, spesialiseer in opstandings. Glo jy dit vanmôre? God spesialiseer daarin dat jy 'n comeback kan maak. Jou comeback is die fokus nie op die vermorsing, op die fout, op die teleurstellings, op die seer van gisters nie. Dis op jou herstel. Dit gaan oor die feit dat jy terugkom en jy sê vir jou Vader, Vader, hier is ek. Luister gou na hierdie finale waarheid oor jou comeback. You can play. Thanks, sweetie. Die finale waarheid oor jou comeback is jou terugkom, jou comeback na God aktiveer 'n feesviering in die hemel. Jou comeback na God aktiveer 'n feesviering in die hemel. When you come back to God, something is happening in the spiritual realm. En die woord van God sê in Lukas 15 vers 1, luister wat staan daar, net so is daar groot vreugde in die hemel, wanneer een sondaar terugkom op die regte pad, dan vier al die engele voor God se troon fees. Die oomblik toe jy en ek ons comeback maak na God toe, is daar engele in die hemele wat getriomfeer het, een van my favorite verse in die Bybel. Luister, terwyl jy nog besig was met jou foute, toe kom God en hy sê, ek het jou naam klaar op 'n gastelys geskryf. Hierdie hemele gaan fees vier oor jou. Kan jou hand opsteek en vir die Here dankie sê. Hy kyk nie na jou sonde nie. Hy sê, slag die vetgemaakte kalf. Ons gaan fees vier. Jesus was die skaap wat vir my en vir jou geslag was. Jesus het gemaak dat daar 'n feesviering in die hemel kan wees. Jy was verlore, maar jou comeback, jou terugkom na Jesus toe maak, dat daar 'n partytjie is in die hemel. So wat hou jou terug? Is jou skuldgevoelens en jou slegte goed van die verlede, jou foute? Die Papa in jou lewe kom stap in vanoggend en hy sê, ek wag al lankal vir jou. Ek kom staan elke dag in die pad en ek kyk af vir die pad, of jy aankom, want ek wil jou verwelkom. Is dalk jou vuil klere, jy stink al van die vuil van die sonde. Jou comeback maak dat jy nuwe klere kry, dat jy oorgeklee word. Dalk moet jy die ring net weer voel aan jou vinger en agterkom, jy staan in hierdie nuwe verbond met God. En die beste van alles is all along, nog altyd, het God gestaan en wag vir jou. Hy maak sy arms oop vir jou. Hy sê, kom en dat ek jou klee. Hy sê, kom en dat ek 'n ring vir jou gee. Hy sê, kom ek wil fees vier saam met jou.